die te sien vanaand. Kom ons word stil met Psalm 121. Ek kyk op na die berge, waar vandaan sal daar vir my hulp kom? My hulp kan van die Here, wat hemel en aarde gemaak het. Broers en susters, gemeente van Carletonville Suid en ook Oberholzer West, die Here groet julle almal vanaand en hy skenk aan julle sy genade, sy barmhartigheid en sy vrede. Skrifgedeeltes, een uit die Ou Testament en een uit die Nuwe Testament. En as 'n mens nou net so vinnig lees, dan gaan 'n mens dalk sê, maar hoe pas jy nou hierdie twee by mekaar? Maar as ek klaas vanaand behoort julle te sien hoe hierdie twee eintlik by mekaar aanpas en vir mens die verband kry tussen die Ou en die Nuwe Testament. So die eerste gedeelte wat ons gaan lees is Jesaja 40 vers 27 tot 31 en dan die tweede gedeelte kom uit Efesiërs uit. Voor ons dit lees, kom ons word net stil. Aanbiddelike God en Hemelse Vader, baie dankie dat U ons vanaand saamgebring het as gemeentes en dat ons hier ook saam die hemelvaart kan vier. En Here, dit is my gebed dat U vanaand sal kom, Gees van God, dat U ook vanaand hierdie kerkgebou sal volmaak, dat U ons elkeen sal kom vul, so wat ons ook nou net gesing het, en dat ons werklik U sal beleef en ervaar vanaand waar ons hier saam is. En Here, waar ons stil word rondom U woord, Gees, is dit vir my belangrik vir ons elkeen, dat ons ook onsself net sal oopmaak. U het al ons harte voorberei in die week wat verby is, in hierdie dag wat verby is, het U ons elkeen voorberei op hierdie diens. Maar Here, gee dat ons harte sal oopmaak vanaand, sodat U woord regtig sal indring in ons elkeen se lewe. En ook vir my as prediker, Here, dat ek ook vanaand net die voor U sal staan in afhanklikheid, en dat U die een sal wees vanaand, wat sal preek en die woord sal spreek, en lang nadat ons hier by mekaar gekom het, nog steeds die woord sal voordra in ons harte. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Jesaja 40 vers 27. Waarom sê jy dan Jakob, waarom kla jy Israel? Die Here sien nie raak wat van my word nie. My reg, ekskuus nou het ek my oog net gespring hierso. My reg gaan by God verby. Weet jy dan nie? Het jy nie gehoor nie? Die Here is die ewige God, skepper van die hele aarde. Hy word nie moeg nie, hy raak nie afgemat nie, en sy insig is ondeurgrondelik. Hy gee die vermoeides krag, hy versterk die wat nie meer kan nie. Selfs jong manne word moeg en raak afgemat. Selfs manne in hulle vleer struikel en val. Maar die wat op die Here vertrou, kry nuwe krag. Hulle vlieg met arendsvlerke, hulle hardloop en word nie moeg nie. Hulle loop en raak nie afgemat nie. En dan Efesiërs 1 vers 15 tot 23. Daarom, vandat ek gehoor het van julle geloof in die Here Jesus en van julle liefde vir al die gelowiges, hou ek ook nie op om God vir julle te dank nie. Wanneer ek in my gebede aan julle dink, bid ek dat God van ons Here Jesus Christus, die Vader aan wie die heerlikheid behoort, deur sy Gees aan julle wysheid gee en hom so aan julle openbaar dat julle hom werklik kan ken. Ek bid dat hy julle geestesoë so verhelder dat julle kan weet watter hoop sy roeping inhou en watter rykdom daar is in die heerlike erfenis wat hy vir gelowiges bestem het. En hoe geweldig groot sy krag is wat hy uitoefen in ons wat glo. Dis dieselfde kragtige werking van sy mag wat hy uitgeoefen het toe hy Christus uit die dood opgewek en hom in die hemel aan sy regterhand laat sit het. Hoog bo elke mag en gesag, elke krag en heerskappy, en wat daar ook al van sprake mag wees. Nie net in hierdie bedeling nie, maar ook in die bedeling wat kom. Ja, aan hom het God alles onderwerp, hom bo alles verhef, en hom aangestel as hoof van die kerk. Die kerk is sy liggaam, die volheid van hom wat alles
in almal vervul. Die tema vir vanaand se preek is, hy gee krag aan die vermoeides. As 'n mens rondom hemelvaart staan, het 'n mens baie keer hierdie idee, hierdie gedagte, dat hemelvaart het te maak met afskeid. Dis die geleentheid waar Jesus sy disippels gegroet het, en waar hy weggaan, en nou is ons as kerk wat agtergebly het, wagtend op Jesus se weerkoms. En dit is 'n bepaalde perspektief wat 'n mens seker kan sê, ja, dis waar. Maar daar is 'n baie ander perspektief wat ons baie keer miskyk. 'n Perspektief wat ons nie altyd raak sien nie. En hierdie twee gedeeltes wat vanaand ons gelees het, wil eintlik vir ons op daai perspektief kom laat fokus. Om te sê dat dit gaan nie net hier oor afskeid nie. Dit gaan nie hier net oor 'n groet om te sê, ek gaan julle later weer sien nie. Dit gaan eintlik hier om te praat oor die heerskappy, die koningskap van Jesus. Want hy gaan nie sommer maar net weg van ons om weg te gaan nie, hy gaan weg om te heers. Hier het ons gelees in Efesiërs, dat die Here het hom weggevat en hom laat sit aan sy regterhand. Met ander woorde, dit gaan nie net dat hy weggaan nie, dit gaan daaroor dat hy iets gaan doen en dat hy nog steeds in beheer is. En hierdie twee gedeeltes bring dit eintlik vir mense so by mekaar. Jesaja 40 praat eintlik vir ons en sê eintlik vir ons iets van die stryd waarin 'n mens is. Hoor net daai eerste woorde van Jesaja as hy daar sê, waarom sê jy dan Jakob? Waarom kla jy Israel? Dis 'n vraag wat aan die volk Israel gestel word. En nou, net om hierdie gedeelte mooi te verstaan, hoekom hierdie vraag is, jy kan maar inkom as jy wil, hoor, dit pla my glad nie, as jy wil opstaan en gaan nie, ek is 'n ou wat by my storie kan hou. So, volk Israel sit waar op hierdie stadium? Hulle is in ballingskap. Hulle is weggevoer deur Babylonië, hulle sit in ballingskap, daai mooi psalm wat Bonnie M. jare gelede moes gesing het, by die riviere van Babylon, by the rivers of Babylon, where we sat down. Hoe kan ons die Here loof en prys hier waar ons in die vreemde sit? Dis iets van hierdie wat ons moet beleef wanneer ons hier na die volk Israel kyk, om te sê, waar sit julle? Julle is weggevoer. Die tempel is vernietig. Die meeste van die tempel se kosbarehede, die goud en silwer, die wierookbakke, die kandelare, is waarskynlik as buit weggevoer deur die Babyloniërs. En hier sit hulle in Babylon en hulle weet nie of God nog na hulle omsien. En nou moet ons ook verstaan, dat in baie van hierdie Oosterse kulture, of die Midde-Oosterse kulture en godsdienste, was die gedagte gewees, as ons in 'n oorlog is, en julle oorwin my, dan is julle God eintlik sterker as my God. So daar was eintlik so 'n half ietsie daarvan ook gewees, om te sê, is God dan nog magtig? Is God dan nog almagtig? Want hier sit ons nou in Babylon, ons is oorwin deur die Babyloniërs, ons is weggevoer van ons land af, ons stad lê in pyn, Jerusalem lê in pyn, die tempel lê in pyn. Nou is ons hierso, wat nou? En is iets hiervan wat ons moet raaklees in die eerste woorde, as hy vir hulle sê, waarom sê jy dan Jakob, waarom kla jy Israel? My lot het by die Here verbygegaan, my reg gaan by God verby. So dis iets van daardie behoefte wat in hulle sit, en ek dink baie keer ervaar ons dit as mense ook, nie. Ek bedoel, as 'n mens maar net vandag die koerante oopmaak, ons maak nie meer eintlik koerante oop nie, want het word nie meer eintlik gedruk nie, dus maak het eintlik maar oop op die internet nie, ons het deesdae digitale koerante, digitale beeld en rapport, en alles word ons maar deesdae op die rekenaar, of die telefoon, of die tablette gelees. Maar as ons maar net bietjie rondom ons kyk, en luister na die nuus, dan is ons wêreld maar die mekaar. Daar's 'n oorlog in Oekraïne, daar's 'n oorlog in die Midde-Ooste, en ons voel dit almal, toe ek vanoggend weer by die petrolpomp stop, en ek gooi diesel in teen oor die R33 per liter, toe besef ek, verlede 2 maande terug was dit maar 18 of 20 rand per liter, nou is dit amper, ek kry 1/3 minder diesel as wat ek gekry het 2 maande gelede. Dan vra mens vir jouself baie keer af, maar Here, waar is U? As ons deur krisisse gaan in ons lewe, as ons deur verlies in ons lewe gaan, as daar mense is wat ons verloor, as ons vriendskappe of ons verhoudinge verbreek, dan vra jy dalk net soos die volkie vra, maar Here, waar is U? Hoor U ons? Luister U?
sien nie ons raak, ook in hierdie moeilike omstandighede waar ons is. En dis iets hiervan wat ons moet raak lees in Jesaja 40. En dan kom antwoord Jesaja hulle, en hy sê vir hulle, hoor jy dit nie? Weet jy dit nie? So asof hy nou vir die volk wil sê, maar julle loop nou mos al 'n lang pad met God. Julle behoort eintlik nie te twyfel meer oor die Here nie. Julle hoef nie meer te twyfel oor die feit dat hy werklik God is en dat hy in beheer is en dat hy regeer nie. Hoor jy dit nie? Weet jy nie? En dan sê hy vir hulle wat? Die Here is die ewige God. Nee? Die Here is die ewige God. Die Here is die een wat die skepper van die hele aarde is. Hy word nie moeg nie, en hy word nie afgemat nie. Dit is so 'n ongelooflike begrip wat Jesaja nou vir hulle bring om te sê, julle sit hier in sak en as en julle kla en julle kyk na julle omstandighede en julle vra, wat gebeur, wat gaan aan in ons lewe, waar is God? Hoor God ons nie meer nie? Hoe sê baie mense vir my baie keer as mens by hulle kom en hulle gaan deur 'n moeilike tyd en sê hulle, dit voel vir my of ek bid, maar dan alles gaan hier teen die plafon vas. Nee, partykeer voel 'n mens mos asof God nie hoor nie, asof God nie luister nie. En nou sê hy vir hulle, maar weet julle nie, God luister. Het is interessant as hy begin, wat hy vir hulle sê, waarom kla jy Jakob en waarom kla jy Israel? Van wie praat hy hierso? Hy praat van dieselfde persoon, nee. Hy praat van Jakob. En Jakob beteken eintlik, hy wat hom in die hakskeen gegryp het. Want hy het sy boetie wat voor hom gebore is, waar hy moes teruggetrek het. Die wat hom in sy hakskeen gegryp het. En toe hy met die Here geworstel het, toe die Here sy naam verander na Israel, die een wat die verbond voortsit. Dis dieselfde persoon, maar dis 'n verbondsnaam, want dis die verbondsgod wat hier praat. Dis sê, weet jy nie wie dit is wat met jou praat nie? Jy, wat al 'n lang pad, jy het deur die woestyn gekom, jy stap al soveel jare met God op pad. Jy moet dit weet, dat die Here wat jy aanbid, is nie maar net 'n God van die heidene nasies nie. Die God wat jy aanbid, is die ewige God. Die skepper van hemel en aarde. Hy wat alles gemaak het, en hy word nie moeg nie. Hy word nie afgemat nie. En nou gaan hy verder in die volgende gedeelte, as ons dan nou gaan na Efesiërs toe, selfs latere deel van Jesaja, dan sê hy, dis die Here wat krag gee. Dis die Here wat kom vul. Hy sê, hy gee die vermoeides krag. Kom ons lees maar net wat staan daar weer in Efesiërs 1, as hy skryf en sê, vir ons daar in vers 15. Dan sê hy, daarom van dat ek gehoor het, van julle geloof in die Here Jesus en van julle liefde vir al die gelowiges, hou ek ook nie op om vir God te dank nie. Wanneer ek in my gebede aan julle dink, bid ek dat God van ons Here Jesus Christus, die Vader, aan wie al die eer toekom, deur sy gees aan julle wysheid gee, en hom so aan julle openbaar, dat julle hom werklik kan ken. Ek bid dat hy julle geestesoë so verhelder, dat julle kan weet watter hoop sy roeping inhou, en watter rykdom daar is in die heerlike erfenis, wat hy vir die gelowiges bestem het. Hierdie woorde is, mense lees baie keer daaroor, maar dit is so ongelooflik ryk, om te dink dat ons leef as gelowiges dikwels, as ek wil amper sê, ons leef op met hierdie houding van, ag, ons is maar net sondige mense, ag, ons is maar net soos wat ons is, ag, julle hoor wat ek sê, nee, daai amper, vergeef my maar, verskoon my maar type van mens. En die Here wil vir ons sê, nee, julle is, in Christus is julle kragtig. Hoor net wat sê hy vir ons in Efesiërs, dieselfde krag, waarmee God Jesus uit die dood opgewek het, is daar die krag, wat in jou werksaam is. Ongelooflik, dat dieselfde krag, wat Jezus uit die dood opgewek het, in jou werksaam is. En nou word die belofte van Jesaja waar in Christus, want God het gesê, ek sal julle die vermoeides, ek sal julle wil optel, ek sal weer vir julle nuwe krag gee, ek sal julle vlerke soos arende gee, julle sal hardloop en nie moeg word nie, julle sal loop en nie afgemat word nie, want dis ek wat vir julle die krag kom gee.
En nou is ons in hierdie tyd van die jaar, Hemelvaart en Pinkster so oor 'n paar dae, wat die Here eintlik vir ons kom sê, maar hoe gee hy vir ons hierdie krag? Dit begin by die Hemelvaart, waar Jesus weggaan, maar dan moet die mense onthou wat die Here vir ons gesê het, Johannes 16, sê hy vir die disippels, dis goed dat ek van julle weggaan, ek moet van julle weggaan, hoekom? Want as ek nie weggaan, kan julle nie die trooster ontvang nie, kan julle nie die Heilige Gees ontvang wat ek en die Vader vir julle sal stuur nie. En hoekom stuur die Here vir ons die Gees? Om ons as kerk te begelei, om ons as kerk die krag te gee wat ons nodig het. As die Here daar in die begin man en vrou skep, dan gebruik hy die woord, ek gaan vir jou 'n hulp maak. En baie keer het ons hierdie woordjie verkeerd verstaan. Die woordjie hulp beteken nie iemand wat minder is nie. Die Hebreëse woord wat daar gebruik word, is ezer kenekdu. En dit beteken eintlik iemand wat sterk is wanneer jy swak is. Iemand wat sterk is wanneer jy swak is. Iemand wat jou kan optel, iemand wat onder jou kan inskuif, iemand wat jou kan help, iemand wat by jou kan wees. Dis wat die Here vir ons beloof het. Iemand wat jou kan dra en jou kan optel as jy te swak is. Die vrou is bedoel om vir die man dit te wees. Om vir die man daardie hulp te wees, sodat hy hom kan optel om te wees wat God wil hê hy moet wees. En is daar dieselfde woord ezer, wat God gebruik wanneer hy vir ons sê, hy is ons hulp, hy is ons krag, hy is ons, die een wat ons kom optel, om ons weer op ons voete te kom sit. Dis wat hy vir hulle sê in Jesaja, ek kom tel julle op, ek gaan die vermoeides krag gee, ek gaan julle kom help, ek sal vir julle weer optel, as julle in 'n tyd in julle lewe is, waar julle nie meer weet wat om te doen, waarheen om te gaan nie. Maar die Here word nie maar net gestuur om ons die krag te gee vir hier en nou nie, maar hy doen dit met 'n bepaalde doel. En dit is om te gaan heers. Wanneer Jesus opvaar na die hemel, gaan hy om te heers. In Efesiërs het ons gelees baie duidelik dat daar staan, hy het hom opgevat na die hemel en hy sit hom aan die regterhand van God, waar hy regeer, waar hy heers. Maar dit beteken, as ons wil hê dat God moet heers in ons lewe, dat ons by hierdie punt moet kom in ons lewe, waar ons onsself moet oopmaak en oopbreek, sodat God wel koning kan word van ons lewe. Sodat God wel in beheer kan kom van ons lewe. Hy is die een wat vir ons die krag gee. Maar hy kom heers in ons lewe as die almagtige God, as die heerser oor ons elkeen se lewe. Die Here kom tel ons dus op, die Here kom vat ons op ons, van ons knie af op, waar ons dalk van moegheid voor die Here neerval, en hy kon sê vir ons, ek gee vir julle nuwe krag, en nie die krag wat ek vir julle gee, is dieselfde krag wat Jesus uit die dood opgewek het. En daarom sê hy vir ons, gaan lewe dan nou, daarom stuur hy ons uit. Julle sal sien, as julle vanaand hier uitloop, kyk net op, bo die deur waar julle uitstap, staan daar iets geskrywe, jou sendingveld wag hier buite. Want die Here stuur ons uit, hy sê vir ons, nou het ek vir julle krag gegee, maar ek stuur jou uit, sodat jy 'n boodskap kan gebring daar buite, want jy is ook geroep. Ek gee jou nou die krag, ek gee jou die leiding, en wanneer ons volgende week met die Pinksterreeks deurgaan, sluit Prof Fika ook baie mooi daarby aan met een van sy temas waar hy sê, maar ons is die sekretaris, die pen en die sekretaris. Ons is die een wat moet skryf, die woord moet gaan skryf, ons eie lewe moet die verhaal van God gaan voortskryf en gaan uitdra, sodat die wêreld ons kan raak sien, soos wat God ons raak sien. As 'n mens maar net weer eens uit die woorde gaan lees wat hier in Efesiërs is, hy sê vir ons, hy gee vir ons, hy vra, hy bid, dat die Here ons geestesoë so verhelder, dat jy kan weet watter hoop sy roeping inhou, en watter rykdom daar is in die heerlike erfenis, wat hy vir die gelowiges bestem het, en hoe geweldig groot sy krag is, wat hy uitoefen in ons wat glo. Dis dieselfde kragtige werking van sy mag, wat hy uitgeoefen het, toe hy Christus uit die dood opgewek het.
En dan dink ek, as ek hierdie gedeelte lees, dan gaan my gedagtes na 1 Petrus toe, 1 Petrus hoofstuk 1, waar Petrus vir ons skryf, om ook vir ons te sê, weet julle hoe groot is julle erfenis? Julle moet gerus daai gedeelte gaan lees, om te sê, julle het 'n erfenis ontvang, en daardie erfenis is so groot, dis 'n onverwelklike erfenis, onsterflik, dit kan niks aangedoen word nie, want God hou dit in stand vir julle, en dis 'n ewige erfenis, dat ons kinders van God genoem mag word. Dis 'n ongelooflike beskrywing, wat Petrus vir ons skryf, oor wat ons erfenis is. Broers en susters, hemelvaart, vertel ons nie net, en is nie maar net 'n hartseer afskeid neem, 'n hartseer groet om te sê, totsiens nie. Dis eintlik 'n aanbiddingsvolle oomblik, waar God vir ons kom sê, ek sit op die troon, ek sal regeer, want ek het reeds oorwin. Ek het die sonde en die dood oorwin, en nou regeer ek oor jou en jou lewe. Ek regeer oor die kerk, ek regeer oor elke mens se lewe. En dan word daai belofte van Jesaja waar, as hy sê, maar die wat op die Here vertrou, let wel, die wat op die Here vertrou, kry nuwe krag. Hulle vlieg met arendsvlerke, hulle hardloop en word nie moeg nie, hulle loop en raak nie afgemat nie. Is dit nie wonderlik nie? Dat ons krag nie in onsself kom nie. Ons krag en ons hoop kom nie uit onsself nie. Dis nie wie ek is en wat ek is nie, maar dis wat God in my kom doen en deur my wil kom doen, deur sy Heilige Gees. Dink maar net aan die disippels. Voor hemelvaart, met na Jesus se kruisiging, waar was hulle gewees? Hulle is beangs, hulle was bang, hulle het weggekruip, want hulle was bang dat die wêreld met hulle presies dieselfde sal doen, as wat hulle met Jesus gedoen het. Gaan lees Handelinge 2, dan staan Petrus op en hy preek voor 'n skare mense, duisende. Handelinge 4, staan hy voor die Joodse raad, en hy sê vir die Joodse raad, julle kan besluit wat julle wil doen. Ek kan nie anders as om te getuig van die grootheid van God nie. Wat het die verskil gemaak in 'n paar dae se tyd? Die Heilige Gees wat God uitgestort het in hulle harte. Dis hy wat hulle opgetel het van bang, verskrikte volgelinge van Jesus, en hulle kragtige getuies gemaak het, en uitgestuur het die wêreld in, want hy regeer, hy heers, in elkeen van ons se lewe is hy in beheer. En broers en susters, dis die Here wat ons aanbid. As ons soms voel, maar ons kan nie meer nie, as ons voel dat ons nie kan doen wat die Here van ons vra nie, as ons voel dat hierdie wêreld te veel word vir ons, dan sê die Here vir ons net een ding, onthou ek is die een wat julle die krag gee. Is ek wat julle arendsvlerke gee. Is ek wat julle optel. En dit beteken nie dat ons wêreld van nou af perfek sal wees nie. En dat daar nooit iets verkeerd sal wees nie. En dat ons altyd met ons goed sal gaan. En dat ons altyd gesond sal wees. Dis nie wat die Here bedoel nie. Maar die Here sê vir ons, weet net, selfs al kom daar die tye nog deur jou lewe, net 'n paar hoofstukke verder in Jesaja 43, sê die Here vir hulle, al spoel die riviere oor julle, en al kom die vuur, dit sal jou nie wegspoel nie, en dit sal jou nie brand nie, want ek, die Here is by jou, ek ken jou op jou naam. So die Here sê vir ons, dit gaan nie altyd met jou goed gaan nie, daar kom storms, daar kom swaar tye, daar kom vuur en brande, maar die een ding wat die Here vir ons sê, dit sal jou nie wegsleer nie, want ek is die Here jou God, ek is die een wat vir jou krag gee in hierdie tye. Ons leef in 'n deurmekaare wêreld, ons leef in 'n tyd in ons eie land ook, wat ons maar nie altyd weet wat gebeur nie, soos nou hierdie, ek weet nie of dit klappers en of dit skote was nie, maar ons seker later uitvind, ons weet nie. Maar die Here sê vir ons een ding, ek het weggegaan, nie net om van julle ontslae te raak nie,
maar ek het na die hemel gevaar om te regeer. Ek is nog steeds in beheer van jou lewe, van hierdie wêreld, van alles wat gebeur. As jy glo, as jy vertrou, sal ek jou arensvlerke gee. Ek sal vir jou die krag gee, en ek sal jou optel, en ek sal altyd by jou wees. Kom ons aanbid die Here vanaand met 'n slotgebed. Hemelvader, baie dankie vanaand vir hierdie boodskap. Here, en dankie dat U ons nie maar net met Hemelvaart gegroet het en ons alleen agtergelos het en dat ons as kerk nou maar op ons eie moet voortgaan nie. Maar U is die opgestane Heer, die lewende Heer. U het opgevaar na die hemel en U regeer aan die regterhand van die Vader, soos wat ons ook dikwels bely in ons geloofsbelijdenis. U sit daar en U regeer oor elkeen van ons se lewens. Here, dit is my gebed dat ons vanaand ook weer by hemelvaart ook net sal besef in die woorde wat hier staan is, vir die wat vertrou, vir die wat die Here vertrou met hulle lewe. Here, gee dat ons harte sal oopmaak. Gee ons daardie vertroue sodat ons werklik ons lewe in U hande sal plaas. Here, dankie dat U ons wil oplig met dieselfde krag wat U vir Christus uit die dood opgewek het. U wil ook daardie krag in ons elkeen se lewe kom instort, ook deur die Heilige Gees. En Here, dit is my gebed, dat U ons sal kragtig maak. Kragtig maak vir die evangelie, kragtig maak vir die woord, sodat wanneer ons in hierdie wêreld ingaan, ons 'n verskil maak vir die koninkryk. En Here, U het ons ook elkeen geroep. Elkeen geroep en elkeen gestuur in 'n wêreld in om te sê, gaan. En Here, mag ons U roeping ook ons eie maak. Dankie dat ons vanaand kan weet, U regeer. U is in beheer van ons elkeen se lewe. Ons loof en ons prys U daarvoor. Amen. Ons ontvang die seën van die Here en ons gaan vanaand in sy vrede. Die Here is voor jou om jou weg gelyk te hou. Die Here is agter jou om die aanvalle van die bose af te weer. Die Here is onder jou om jou te dra as jy mag val. Die Here is rondom jou om jou te beskerm. Die Here is langs jou om jou in sy arms van liefde toe te vou. Die Here is binne jou om jou te inspireer. En die Here is bo jou om jou te seën. En so seën die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, jou vandag en môre en elke dag. Amen.